Beeslaar Pinotage van die bekroonde Stellenbosch wynmaker Abri Beeslaar met aromas van kersies, pruime, donker sjokolade en kaneel op die palet is 'n wynversamelaar se droom en kan tot 20 jaar verouder word. Nou, ek het al 'n paar versoeke van kykers gehad om steeds 'n maklike sakpasdis te deel. So wat is makliker vir 'n weeksaand as heerlike curry en rys? Nou dis verseker gereeld op my weeksaand spyskaart en dit kan ook gevries word vir later se eet. Nou vandag gaan ek dit wel so 'n bietjie opdolly met opdiening en die groente wat gewoonlik binne ingaan bo-op bedien. Want curry en rys kan maklik maar eentonig lyk. So ek wys jou hoe ons dit mooi en kleurvol kan laat lyk. Nou die vleis is natuurlik die staatmaker beesmaalvleis wat jy altyd in jou vrieskas het. Jy kan ook die vleis in groot maat maak en die ekstra maalvleis dan nou wat oorbly vries en later in die week dan nou net weer op 'n ander manier bedien. Soos byvoorbeeld in 'n wrap of 'n roosterbroodjie of selfs dalk in 'n pasta. Maar met sulke resepte hou ek weer eens daarvan om my vleis en my groente apart gaar te maak soos ek reeds genoem het. Nou as jy die resep volg sal jy sien die bestanddele het jy eintlik alles in jou koskas. Nou voor jy vanoggend uit die huis uit gaan, dan haal jy daai gevriesde maalvleis uit en as jy vanmiddag by die huis kom dan sit letterlik 20 minute en jy het aandete. Nou die gekapte eie braai jy eers, dan die vleis en onthou ons bou die geure soos wat ons die vleis in die pan dan nou gaar word. Nou die speserye en geurmiddels wat hier is, gaan ek nou vir julle vertel van. Ek wil net gou sê wat het ek so lank hier gedoen. So ek het die opgekapte eie, die knoffel en die gemmer hier in en dan het ek my maalvleis dan nou hier ingesit. En dan kan jy hom nou net eers, ek hou daarvan dat hy eers so 'n bietjie braai. Dan as ons gaan na die ander bestanddele toe, het ek hier 'n bietjie vleis aftreksel en ek het 'n blikkie tamatie en ek het hierdie een van Pick n Pay gebruik wat sê hy het 'n lekker aromatiese curry ondertoon. So ek sien uit daarna 'n bietjie bladjan en dan ek hou ook daarvan om 'n raja curry, dit's maar eintlik al die smake wat reeds in is. Daarvan het ek bietjie borrie, bietjie chili flakes en tamatiepasta en dan woestersous. En heel laaste het ek reeds die aartappelblokkies, ek het so 'n bietjie gekroek, weer bietjie sag gekook en dit voeg jy dan nou ook net by hierso. Nou die vleis, aartappels en die speserye wat ek alles nou in die pan gaan voeg by die vleis, gaan so 10 tot 15 minute prit sodat die geure goed kan intrek en as ek terug is, gaan ons gesels oor daai groente en dan kan jy kyk hoe lyk die vleis. Nou die vleis se geure het nou al heerlik en die aartappels ingetrek, so dit ruik en ek het 'n happie gevat, dit smaak heerlik. Nou as dit kom by die groente, is jy welkom om nou sommer van hierdie gevriesde groente ook in daai vleis in te gooi. Ek hou wel meer daarvan om vars groente te gebruik. So om die dis net so 'n bietjie meer op te tower, het ek nou ertjies en ek het gevriesde ertjies gebruik en dan wortels wat ek byvoeg. En dit het ek natuurlik ook apart voorberei en vir ekstra groenigheid en net om vir jou te wys, kan jy gebraaide murgpampoentjies gebruik of die gevriesde ertjies wat ek dan nou vir jou gesê het. En dit kook jy net so 'n bietjie sag of jy blancheer dit so 'n bietjie en dan vir bietjie geur braai ek dit hierso in botter en dan natuurlik 'n bietjie sout. Nou as jy die ertjies gebruik, net 'n wenk, ek gooi hierdie gevriesde ertjies wat in die pak is, net so in 'n glasbakkie met bietjie kookwater en dan dreineer ek net weer daai kookwater. So die ertjies is net geblancheer en dan is dit nog steeds met opdiening warm natuurlik. Dit behou dan die kleur en die varsheid. Nou daar is genoeg geur in die vleis wat sal deurtrek met elke happie soos wat jy daai vars groente eet. Nou kom ons loer gaan na die vleis. Ek wil net gou hierdie 'n roer gee voordat dit nou hier aanbrand. So ek sal dit so 'n bietjie af van die plaat afskuif. En dan, jy sal sien, ek het so 'n bietjie ekstra beesaftreksel bygesit, want ek wil nou spesifiek vir jou wys. Party mense hou van 'n souserigheid, party mense doen nie. So sien nou maar die vloeistof wat hierin is, kan jy natuurlik iets soos 'n bistou of ek het hierso, hulle noem hom 'n gravy powder, dit is amper presies dieselfde. So wat ek gaan doen, as my ma nou vir my kyk, dan gaan sy vir my sê ek moet dit in 'n koppie gooi en ek moet dit eers met 'n bietjie water meng, maar ek is nogal so 'n bietjie aan die haastige kant altyd. Hierdie maak dit nou net moeilik, ek moet dit eintlik groter opsny. So nou vat jy net so 'n eetlepel, dan bang die hele pakkie poppie uit. En dan kan jy dit nou net so 'n bietjie oorgooi en jy sal sien hy sit 'n bietjie vas.
En dan kan jy hom nou net so lekker inroer en dan hy gaan nou net bietjie daai vloeistof of daai sous bind. Nou sou jy verkies, kan jy die groente direk in jou vleis sit, soos ek vroeër genoem het. Ek gaan dit wel eers met opdiening doen, want soos ek genoem het, wil ek net die voorkoms van die gewone curry en rys so klein bietjie verander. Nou as ek terug is, wys ek julle hoe doen ons dit. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Nou ek het jasmijnrys gebruik net so omdat dit bietjie meer 'n klewerig of 'n sticky rys is en my sous natuurlik gaan opvang. Maar gewone wit langkorrelrys werk ook net so goed. So skep jou rys aan die een kant soos ek reeds hier gedoen het en dan die currymaalvleis gaan ons aan die ander kant. En dan die vars krakerige groente kom bo-op. Nou jy sal sien ek het solank dit aan die een kant gedoen, die ertjies en dan aan die ander kant die baby marrows. Nou kom ons begin om op te skep. Hierso is my rys natuurlik en dan gaan ek nou net kyk hierdie bly basies presies dieselfde en die aardappeltjies het heerlik van daai geurigheid ingetrek. Jy sal sien hy is amper so 'n geel kleur. So wat ek nou gedoen het, ek het net en ek hou nogal van hierdie baba murgpampoentjies hier op. En veral omdat hulle lekker gebraai het. Nou sit jy hom net so hier aan die een kant bo-op en dan natuurlik van my wortels. Net so nog 'n bietjie bo-op. Nou het jy sommer 'n moderne weergawe. En hierso het ek net vir daai ekstra lekkerte 'n lemmetjie opgesny. Jy kan dit sommer net so aan die kant sit en dan heel laaste 'n bietjie korianderblare. Kan nou net eintlik die stokkie afbreek en dan ek sukkel nou, hy plak aan my hand vas hier. En dan so laaste bietjie swart peper. Nou kyk nou net hoe mooi lyk die doodgewone curry en rys maalvleis. Geniet jou naweek en kyk gerus, die resep is op ons ontbytsake se webblad beskikbaar. Nou julle kan ook die Glanstyd 'n tydskrif daar gratis aflaai of bestel.